Prys die Here, word kragtig in die Here. Dis wat die woord wat ek vir jou wil bedien vanmôre. En Efesiërs 4:6-10 sê vir ons, eintlik my broeders en susters wat hier is, word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. Amen. Jy moet kragtig word met God se sterkte. Jy moet jou bekleë met dit. Die probleem is net vandag, daar is 'n kerke vol mense wat piep soos muise. Hulle is so bang om iets te sê of iets te doen. Hy is nie betrokke nie, hy wil nie sê nie, hy wil nie eens hardop bid nie. Hy wil ook nie sy hande opsteek nie. Kragteloos. Ek wil jou uitdaag vanmôre. God wil hê jy moet kragtig word in die Here. Amen. En sy woord sê vir ons, ek moet hom aantrek, sy vermoë aantrek. Bekleë jou met hom. Word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. Dis nie in ons vermoë nie. Ek sal 5 uur vanmôre op en bid vir jou vanmôre, omdat ek glo God wil iets doen in mense harte. Prys die Here. En die Here wil kom en terwyl ek bid, toe sê hy vir my, al wat jy doen, jy preek die woord, ek sal alles doen. En dis die lekker van dit, om kragtig te word in die Here. Ek moet net die woord spreek, God doen die werk. Amen. En ek en jy sal kom op 'n plek waar ons sê, trek die volle wapenrusting van God aan. Trek dit aan. Dis iets wat jy moet gaan doen, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Een ding wat ek nie doen in my lewe nie. Ek het nie gesprekkies en praatjies oor die duiwel en met die duiwel en van die duiwel nie. Hy is my vyand, punt klaar. Mense sê, o, maar die duiwel het na harde tyd die duiwel het so gemaak. Hoekom getuig jy vir hom? Gee jy iets omdat jy vir hom getuig? Nee. As die duiwel is om bestraf hom, sê get out. Getuig in die Here. Want ons stryd, sê die Bybel vir ons, is nie teen vlees en bloed nie. Ons fight is nie met mense nie. Maar ons fight is met die magte, die wêreldheers van die duisternis, die bose geeste in die lig. En ek en jy het autoriteit in sy naam om hulle uit te dryf en hulle te onderwerp. Maar dan moet jy begin kragtig word in die Here. As jy te bang is in die geestelike wandel, hoekom sal die duiwel vir jou bang wees? Verander jou hart. Dan mag jy vir my sê, wil jy nou wat nou? Dan sê ek, jy kan iets doen omtrent dit. Jy kan iets doen omtrent dit. Word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, so die weers kan bied in die dag van onheil, en dat jy alles volbring het, staande bly. Dis 'n Romeinse uitdrukking van die soldate. Ek het nou geveg, jou doodgemaak, waar is die volgende ene? Staande kan bly, ready for the next fight. Weet jy wat, ons is nooit op ons gemak nie. Ons weet, ons het 'n vyand, maar ons weet, ons het 'n God in die hemel. Ons weet, hy kan ons in ons donkerste ure deurdra. Ons weet, as ons die dood in die gesig staar, dan kan hy ons deurmaak. En ek het nie liefst 'n slegte ervaring gehad. Ons gery met die karavaan. En toe kom daar 'n stadium wat is lang, kilometers, vir sekere uur amper agter vragmotors ry. En uiteindelik is daar 'n geleentheid om verby te gaan. Toe ek langs hierdie vragmotor is. Hy het nie afgesluit nie. Toe begin die opdraande kom en ek sleep 'n karavaan. En toe skielik sien ek hier kom 'n lorry van voor af. En die pad is smal. En is hierdie vragmotor en ek en die vragmotor wat reg van voor kom. En ek en sy roep kliphard uit. Here Jesus, red ons. Want daar was nie 'n ander manier nie. En weet jy wat, ek so by daai vragmotor verby is, en hy het afgegaan op die kruis, en die ene dag gegaan, te besef dat die Here het ons gered.
Die dood het ons in die oë gekyk, maar God het ons gered. He's a great God. En weet wie jou God is. Weet wie is hy. Hy is in staat om jou te red. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Omdat hulle nie die woord ken, hulle moet God nie ken nie. Gaan dit ten gronde. People are destroyed because of a lack of knowledge. My people are destroyed because they don't know me. Hoe ken jy iemand? Weet jy wat? Daar's baie van u wat hier sit. Ek weet wie jy is en dis dit. Kan ek sê ek ken jou? Nee, want ons nog nooit ure tyd gespandeer nie. Ek ken my vrou. Ons dink dieselfde, ons praat dieselfde. So, weet jy wat? Partykeer sinne hoef net halfpad gesê te word, dan weet ons. Hoekom? Want ons ken mekaar. Wil jy God ken? Spandeer tyd met hom. Aanbid hom. Die Onse Vader begin met aanbidding. U koninkryk, u wil. Dan is daar 'n versie vir jou behoeftes. En dan sê jy moet vergewe en vryspreek en vergifnis kry. En dan sluit hy af met die Onse Vader, aanbidding aan die Here. Oh, what a great God. God is so goed altyd, my vriend. God is goed. All the time. En dis tyd vir my en jou om te aanbid en om groot te maak met alles wat binne in ons is en om te leer ken dat jy kan kragtig word in die God wat jy dien. Ek en jy moet kom op 'n plek wat God ons kry. Hy sê ons moet vas staan. Ons lende, ons beld, is waarheid. En die borswapen waar die pyle kom na jou hart is geregtigheid. En wat beteken waarheid? Waarheid, Jesus is die waarheid. Hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En ons sal die waarheid ken en die waarheid sal ons vrymaak. As jy Jesus ken, dan ken jy waarheid. En dit maak jou vry van die leuns van die duiwel. Die duiwel hou baie Christene, Mickey Mouse Christene, as ek so 'n woord kan gebruik. Kragteloos. Weet jy hoekom? Met leuns. Hy vertel jou 'n klomp leuns in jou lewe. Hierdie maand, as ek reg verstaan, gaan dit oor groei en liefde en die huwelik. Kan ek jou iets sê oor die huwelik? As jy leuns het in jou huwelik, gaan jy moeilikheid kry. Free of charge. Jy moet in waarheid wandel. Jy mag nie goed vir mekaar wegsteek nie. Kan jy eerlik sê in jou huwelik of in jou verhouding met jou vriend of wie ook al dit mag wees, ek het geen geheime nie. Geen. Ek is suiwer. Ek weet van koppels wat getrou het en op die huweliksaand vertel die man vir haar, goed uit sy verlede uit, was hy so geskok en hulle skei net daar. Weet jy wat? As jy moeilikheid wil hê, leef in leuns. Praat die waarheid. Ek en my vrou het 'n keuse gemaak. 46 jaar, reg? Hoeveel? 48. Sjoe, ek het 2 gemis. Ons sal nooit 'n geheim vir mekaar hê. Nooit. Ons sê altyd vir mekaar alles. En weet jy wat? Dit bring vertroue. In enige verhouding wat jy leuns vertel. Want wat is leuns? Die duiwel is die vader van alle leuns. Johannes 8:44. Die duiwel is die vader van leuns. So jy kan nie in sy kamp speel en 'n blessing van die Here verwag nie. Waarheid maak jou los. En almal wat al deur krisistye gaan van verhoudings, weet hoe pynlik is dit as jy goeders uitvind wat jy nooit geweet het. En weet jy wat gebeur? Kappeltjies trou, hulle praat nooit met mekaar alles voor die tyd nie.
Dan eendag, jare terug, is hulle by die see. En hier storm ou, hallo my pel. Weet jy wat hierdie man gedoen het toe ons op skool was? En dan wens hy die are kan hom insluk, want hy het nog nooit vader het gesien. Doen mekaar 'n guns as jy nog nie getroud is, vir julle wat in verhouding staan. Maak 'n afspraak en vertel alles in detail. As jou verhouding goed is, sal jy dit survive. En weet jy wat is so belangrik? Waarheid maak vry. Waarheid maak vry. Die woord is die waarheid. So lees maar die woord. En dat die Heilige Gees, die Gees van waarheid, en hy sal jou in die hele waarheid lei. Die Heilige Gees, die Gees van waarheid. Lewe en spreek waarheid. Want die duiwel is die vader van alle leuns. En ons leef in 'n tyd, as jy die TV aansit, dan wil jy eintlik sommer moeg raak vir al die leuns wat hulle het. Want al hierdie kommissies, nou hoor jy lieg hulle, en dan kom die volgende ou, en dan vang hy weer daai ou uit, en so weet jy nader nie eers meer wat met jy glo, en AI help ons nogal, jy weet nie eers meer of jy al die video's maar goed moet glo. Maar weet jy wat? Die Heilige Gees is waarheid. Jou God is waarheid. So word kragtig in die Here. Geregtigheid beteken om geregverdig te wees. Wat beteken regverdig? Right standing with God, vry gespreek. Met my sondes bly, die bloed van Jesus my geheilig en my gereinig, en ek het nie meer geraamtes in my aankas nie. Weet jy wat is vryheid? Is om nie geraamtes in jou aankas nie. Ek kan met oop oor sê, my Vader. Ek hoef nie onder 'n skuilnaam te bid. Want ek het 'n klomp goed wat ek wegsteek. Dink jy God weet nie alles wat jy gedoen het nie? Hy weet detail van alles wat jy doen. My vraag vir jou is jy waarlik vry? As jy wil kragtig word in die Here, dan moet jy nie 'n skuldige gewete hê nie. Dan moet jy nie skuldig voel oor goeders nie. Jy kan nie voor mense staan of na iemand toe gaan en met hulle oor die Here praat, maar in jou hart voel jy soos 'n skurk, want jy weet jy sukkel met dieselfde goed. Kom vry. Kom vry. Daar's 'n God in die hemel wat jou wil vrymaak en hy gee om vir jou. As Vader na jou kyk, is my vraag vanmôre. Is jy beskikbaar dat hy jou kan gebruik? Ek wil jou 'n vraag vra. Is jy kragtig in die Here? Is jy diensbaar in God se hand? Kan die Here jou gebruik? Weet wat? Ek dink daar Tees is 'n goeie, dat hy dit maar doen. Maar ek wil net hierso sit. Hoekom minag jy jouself? Dink jy God het mislukkings gemaak in die lewe? As die Here een kan gebruik, kan hy jou ook gebruik. En ek wil hulle vir 'n oomblik na hierdie kyk. En ek kyk na 'n man met die naam van Gideon. En dit is eintlik 'n baie kosbare deel in Rigter 6. Die engel van die Here, hoofletters geskryf, beteken die Here Jesus. Want hy is Jehovah vir die Jode gewees. Hy kom en hy kom kuier by Gideon. Hy gaan sit onder die boom. En hy check hierdie ou. Maar hierdie ou sweet daar binne in daai gat. Maar hy's in 'n parskyp wat met mens eintlik drywe uit pers. Sy besig om koring uit te want hy's bang as hy dit bo op die grond doen, sien die Midianiete en hulle vat dit. En die Here kyk na hom en hy sê vir hom, "Hey, dapper held." Hy sê leer hom. Dapper held. Ek wil vir party van julle sê wat hy sê. Party van julle het dit al gevat, die ander wonder net hy. Sê nie wie ek staan maar 'n bietjie agter. Gaan julle aan. Ek wil vir jou sê, God sê vir jou, hallo dapper held. En skielik sien ek hierdie Gideon, hy retireer so 'n bietjie en die Here sê van vers 14, gaan in jou krag van jou en verlos Israel die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie?
En dan begin hy baie backchat. Hy sê, Here, is dit jy is, en hoekom het jy nie ons gehelp? Ek het daai teks daar opgesit nie. Kyk nou al die goed wat jy gedoen in die verlede, hoekom doen jy dit nou nie? En hy begin net te kla teenoor die Here. En weet jy wat? Toe die Here vir hom sê, ek sal met jou wees, toe begin Gideon vir die Here sê. Hy sê, ag Here, waarmee sal ek Israel verlos? My geslag is die swakste in Manasse, en ek self is behalwe black sheep. Ek is die geringste in die familie. Nee, Here, jy kan nie my stuur. Nee, ek dink jy maak 'n groot fout. Weet jy wat, ek wil vir ietsie vertel van my lewe. Ek het op 'n plaasskool gegaan tot sommer 5. Al wat ek in die dorp gekom het, was Sondag by kerk. Ons het nooit met die publiek gemeng nie. Die ou mense het altyd sy kinders ons gesien nie gehoor nie. So as mense kom kuier, moes ons gaan speel. So jy het met vreemde mense gepraat. So ek was skaam. Ek was bang. Ek was teruggetrokke. Ek het 'n vrees vir mense gehad. En toe kom die Here en hy Desember 1973 en hy sê, Willie, profeties kom hy nou na my toe. Elise, ons nog nie eens regtig uitgenooi, ons was net vriende. Sê, vandag moet jy kies. Gaan die koring op mielieshoes of sieleoes? En ek sê, Here, ek kies siele. Maar weet jy wat, ek het nie idee gehad waaroor gaan. Ons kom op Bethlehem, waar ons opleiding kry, ons is 3 jong mense. En ons mentor om Koen sê vir my, hy sê, is 3000 huise in Bethlehem. Daar is 3000 pamflette. Julle stap na elke huis toe en gee dit af, en julle nooi hulle uit na dienste in 'n tent, wat julle langs die landbank gaan opslaan. Tent lê daar onder in die stoor, slaan die tent op, nooi die mense en begin vir hulle preek. Ek het geen klou gehad hoe preek jy. Ek bid 'n dag om 5 minute te preek. Maar weet jy wat? Die ouens het nie gelike nie, hulle honde op ons gesit en alles, maar dat mense tot bekering gekom. Want die Here het ons gebruik. En toe reël hulle 'n 2 weke veldtog in Koffiefontein de Beers mynsaal, en om Koen sal saamgaan, want hy is die Okuru, en die ander span, en toe het hulle almal iets aan, en om Koen word siek, en hy sê vir my, jy gaan. En ek moes vir 2 weke gaan diens hou. En ek kom die eerste aand daaraan. Nou kom 'n leerling man na my toe, hy sê vir my, ek het hulle vanaand getel, hulle is 50. As hulle môre aan meer is jy alright. Maar as hulle môre aan minder is, daar fout by jou. Ek bid daai hele nag deur. Ek bid die bure wakker. Ag Here, dat net meer sal wees. En daai aand stap 'n jong man vorentoe, 16 jaar oud. Ek sal nooit vergeet nie. Sê vir my, ek het nie 'n oortrom nie. Ek hoor net in een oor. Ek sit my hande op hom. Volgende oomblik skree hy en hy spring rond. Hy sê, ek kan hoor. Ek kan hoor. Ek weet nie wie die grootste geskrik, hy of ek. Maar daai dag sit die Here my skakelaars aan. Sê, ek kan. Dis wat hy vir Gideon sê. Ek stuur jou. Al wat jy moet doen vandag. Sê, Here, hier is ek. So jy moet nou slaap nie, want hierdie is 'n catch. Jy gaan werk vandag. Amen. So weet jy wat? God het jou nodig. Jy moet kragtig word in die Here. En hoe word jy kragtig in die Here? Jy begin doen. Jy begin doen. Hoe het ek leer bestuur? Jy het daar geklim en die klats getrap en geruk en gepluk en uiteindelik toe bestuur. En weet jy wat? Ek en jy sal kragtig word in die Here as ons begin doen. Begin 'n verskil maak in die harte en die lewens van die Here. Mense, vers 16 sê die Here, ek sal met jou wees, so die Midianiete soos in een man sal verslaan. Toe sê die Here, maar ek wil eers 'n teken hê. Slag gou 'n bokkie, berei die vleis, brode en sous. En die engel sê vir hom, sit dit daar op die klip. Gooi die sous daaroor. Gooi hulle na. Steek sy staf uit. Hier kom 'n vuur. Nie 'n braaivleisvuur nie, 'n heerlikheidsvuur. En dit verteer alles. Skielik weet Gideon, God is in this place. O, weet jy, my sussie, glo my, as God opdaag, sal jy weet, is hy.
En al wat dit gebeur, dit sal nie gebeur as jy lekker lê en slaap en TV kyk. Dit sal gebeur wanneer jy beskikbaar word. Wanneer jy vir hom sê, Here, hier is ek. En dan val die niete in. En die gees van die Here, moet dit vergeet nie. Die gees van die Here kom op Gideon. Hy was net nou 'n bang swart skaap in die put. Skielik is hy 'n generaal. Hy blaas sy trompet. 32,000 soldate kom. Die Here sê nee, hulle is te veel. Hulle sal die eer vat. Stuur die banges huis toe. 22,000 gaan huis toe. Sy eerste oorlog. 2/3 is gone. Die Here sê is nog steeds te baie. Vat hulle water drink. Almal wat vooroor in hul kop in die water drink, sê vir hom huis toe gaan. Die ou wat die water met sy hand skep en kyk, hy's wakker. Hou hulle 300. En toe sê hy vir hom, en weet jy wat is die wapens? Jy vat 'n ramshoring wat kan blaas, dit bekend maak waar jy is. Jy vat 'n kruik en 'n vlam. Dan staan julle 100 om die Midianiete. Julle blaas op die ramshoring, jy sla die kruikstukke, jy's 'n sitting duck, almal kan sien waar is jy. En dan skree hulle vir die Here en vir Gideon. En die hele weermag vir die Midianiete maak mekaar dood en vlug. God kan 'n ding doen wat jy nie eers kan dink. Hy voer oorlog, nie soos jy dink. Ek wil jou uitdaag, word kragtig in die Here. By Filippense 3:4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus my krag gee. Maar in al hierdie dinge is ek meer as 'n oorwinnaar deur hom wat my lief gehad het. En wat sal ons van die dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? In my beginjare is ek genooi om per plekke in die publiek te gaan praat. Man, hulle het net nie geweet hoe bewe my beroep nie. Maar een ding, ek het net heeltyd vir my gesê, ek is tot alles in staat deur Christus my krag gee. Ek moet een ding sê. Ek is genooi by 'n VLU, by Tannies in Hanedorp, om te gaan praat oor depressie. Depressie, ek weet nie eens wat so goed is dit nie. Hoe vertel ek vir hierdie tannies oor depressie? Maar ek gaan en ek bring vir die evangelie. Want dit ken ek. Maar weet jy wat? God wil jou gebruik. As jy maar net jou hand in sy hand sit. Ek kan vir jou baie verhale vertel. Ek was 3 keer vir 3 maande op die grens. In loopgrawe het ek selgroepe begin, mense na die Here toe gelei en gesien hoe God kragtig mense lewens verander. Op vakansies. Met tannie met 'n bikini. Sy sien ons iets doen. En sy kom sê, wat se boek lees jy, Elise? Ons lei hulle na die Here toe. Vir jare het ek hulle gesien. Hulle dien die Here. Weet wat? God wil jou gebruik, man. Come on. Steek jou hand op. Sê, Here, hier is ek. Vanoggend gaan jy jou hand opsteek vir hom. Vanoggend wil ek jou voor 'n plek sit wat jy 'n keuse sal maak. Petrus, 'n visserman. Hy kan net vis. Hy weet niks van preke. En jy sê, volg my, en ek sal jou visser van mense maak. En die volgende oomblik in Handelinge 2, vul die Here met sy Heilige Gees. Hy staan op, hy preek. Die eerste kerk in die kerkgeskiedenis in die Nuwe Testament, dit word gestig daai dag. 3000 mense kom tot bekering deur Petrus, wat net 'n visserman was. Ek weet nie wat doen jy nie. Jy hoef nooit die pastoor te word. Jy kan net waar jy is, mense se lewens radikaal verander. Jy kan 'n verskil maak. Ons is vandag bevoorreg, ons het almal selfone. Ek dink nie is een wat hier sit wat nie 'n selfoon het. En jy WhatsApp, allerhande, tjara. Wat van 'n boodskap te stuur? Bid en sê, Here, vir wie kan ek vandag 'n woord stuur? Nie aan wat ander ou gesê het nie, wat die Here vir jou sê. En dan tik jy net daar, of jy sit 'n voice message. Wie ek het vanmôre vir jou gebid. En die Here sê vir my, ek moet vir jou dit sê. Hoeveel keer het ek al gedoen, en ek en Elise, hoeveel het ons terugvoer gekry en sê, dis presies wat ek nodig gehad het vandag.
instrument in sy hand. Kom nou. Ek wil jou so opgewonde maak om vir die koning van die konings iets te doen. Betrokke te raak, beskikbaar te wees. Sê, Here, hier is ek, gebruik my. En die deel van jou wapening is die skuld, dis die geloof, is daai absolute vaste vertroue in God. God can. Weet jy wat? Hy kan water in 'n woestyn maak uit 'n klip uit. Hy kan 'n see oopsplit dat die grond droog is. Hy kan 'n rivier in vloed stop dat die mense in droë grond deurtrek. Hy kan 'n stad se mure laat inval deur net vir hulle te sê skree en prys die Here. Daar's niks onmoontlik by God. Glo jy dit nou al? Glo met jou hart. Nothing is impossible with God. Niks. Die engel kom by 'n maagd en sê vir haar, jy gaan 'n seun van God gebaar. Jy gaan verswanger word met die seun van God. Sy sê, ek het nie 'n man nie. Hy sê die Heilige Gees sal oor jou kom. Sort dit. Want niks is onmoontlik by God nie. Wat? Hoekom is jy so ongelowig? Hoekom praat jy dood? Hoekom praat jy negatief? Begin lewe spreek. Begin lewe spreek oor jou liggaam. Sit jou hand op jou. Sê, liggaam, jy word gesond. Jy's gesond in Jesus naam. Hoeveel keer moes ek al doen die laaste jare? Dan weet jy wat? God is God. En ek en jy moet 'n onverskrokke geloof in hom hê. Ons moet hom net, ons moet 'n helm van verlossing op ons kop hê, en die swaard van die Gees en die woord van die Here. Hierdie helm, hierdie ding aan jou brein, hierdie tikkertjie hier binnekant, dis waar al die gemors plaasvind. Jou kop wat hardloop. En daarom is dit so belangrik dat jy moet vernuwe in jou denke. Hoe vernuwe ons denke? Hoe kry ons dat ons in lyn met God dink? Die woord. Spreek die woord. Spreek die woord. Jakobus 4 vers 7 is 'n teks wat die Here my diep geleer het. Ek het jare terug in my jong dae geskik met verkeerde gedagtes. Ek sê, Here, hoe kom ons uit hierdie by? Jakobus 4 vers 7. As die gedagte kom, praat ek met die Here. Dankie, Here Jesus, u bloed het my gereinig. Hy sê, werp jou God, weerstaan die duiwel, en hy vlug weg. So wat gebeur? Hier kom die gedagtes. Dankie, Here, ek is veilig in U. U bloed was my. Satan, ek bestraf jou, gaan in Jesus naam. En dan sê hy hardloop. Weet jy wat? Ek en jy moet kragtig geword, Here. Ons moenie negatief, moenie daar by die werk, saam met al die vulgêre goed lag en praat en saam video's deel oor vieslike goeders. Want die hele internet is vrot van hierdie goed. Moenie deel wees van dit nie. Hou jou rein, hou jou heilig. Tyd is min. Tyd is min. Dat ek en jy gereed sal wees. Die swaard van die Gees word gevul met die Heilige Gees. My moet die mense sien. Een van die grootste dat ek so begin. Die dag toe ek Jesus aangeneem het, 28 Desember 1965, ek kan jou nou nog vat na die plek waar ek gekniel het, waar Jesus my weergeboorte gegee het. Dit was so radikaal. Dis nie net, ek glo in die Here nie. Nee, dit was 'n radikaal, dis 'n weergeboorte. En toe begin ek bid, ek sê, Here, vul my met die Heilige Gees. Vul my, doop my in die Heilige Gees. En 1 April 69, kon daar ons as 'n groepie in 'n huis. En ek weet nie wat die pastoor gesê het nie. Ek het net gesê, Here, vandag. En die volgende oomblik in tale begin bid. Ek het nie gebewe of snaaks gevoel. Van daai dag af tot vandag toe bid ek elke dag in taal. Hoor jy, daar's 'n krag in God wat losgemaak word wanneer jy in 'n taal begin bid. Daar's 'n losmaak van krag en heerlikheid.
En hy sê vir my, sê, maar ek bid nie in tale nie. Hoekom nie? Kom dat hulle vir jou bid. Kom na die leiers en sê, bid vir my. Ek soek dit. Ek kan vir jou in sy name gee. Jy het in die bed geslaap. Hier net soos blok van die kerk af. Die aand in sy bed. Sy vrou word wakker en sê vir hom, hey, wat gaan met jou aan? Hy sê die heerlikheid van die Here is hier. En hy praat in tale in sy bed. 'n man sit agter die buur. Hy hoor dit, hy sê, ag Here, vul my. En daar begin hy in tale praat. Weet jy wat? Hy doop in die Heilige Gees. Jy moet net kom. Sê sy, Here, vul my met die Heilige Gees. Kom aan, moet jy sê. Jy kan nie kragtig word in jou krag nie. Jy is kragtig in sy krag. En sy krag is die Heilige Gees werking. En is die Heilige Gees binne in jou. O, halleluja, ek is so opgewonde. Ek weet God is in staat om die onmoontlikes moontlik te maak in jou lewe. Jy kan nooit weer dieselfde wees nie. Ek het dit gesien in Indië, in Zambië, en daar in Transkei, en ek luister na iemand oor die TV, praat oor die ou apartheidsjare in 67, ek dink was die president van 67, die jeug wat opstanding in Soweto, en ek sê vir Lies, daai tyd was ek New Brighton lokasie in Port Elizabeth, en daai nag toe begin die voertuie in die brand te steek. En ek het daar in 'n saal mense bedien, en mense het tot bekering gekom. En ek het gelukkig daai aand is 'n pastoor gehad saam met my, wat in 'n ander lokasie gebly. Ek sê vir hom, nou moet jy ons hier uitvat. Want ek ken net een pad in en uit. En hy's toe, met duisende mense. Maar weet jy wat? God is goed. Die volgende oggend is weer terug. En ek was ook al in 'n toy. Ek's in die groep. Nou ry ons, en hulle kap die venster, boere. Wat ons by die saal kom wat moet preek, toe maak hulle vir ons plek. Hulle dra 'n vrou in op 'n bed. En die Gees van die Here kom neer. En sy spring op, en sy begin dans. God maak haar gesond. Dis 'n vyfvoetkaart. O, moet hom nie beperk nie. Moenie 'n limit op God sit nie. Sit jou geloof in hom. Hy kan jou gebruik. So jy sê, ek kan nie praat nie. Welkom. Moses het ook so gedoen. Ek kan nie praat nie. Die Here sê, maar jy gaan dit doen. Anyway, jou broer Aaron kan praat, maar jy sal gaan. Jy slaan die rivier, die see, jy slaan die rots. God is with you. Oh, weet jy wat? Ek kyk in die Gees, en ek kyk so oor julle, en ek sien, hoe sit mense, wat God kragtig wil gebruik. Maar jy sit jy altyd te maak verskonings. Kom maar, steek jy hande op vir ons Here, ek sal gaan. Jesaja 6, sê Jesaja, ek het gekyk, en ek het die Here op sy troon gesien. En ek sien hoe God sit in sy heerlikheid, en die serafs roep uit, heilig, heilig. Nou kyk Jesaja na hom en sê, ek is 'n man onrein van lippe. Kan die Here my gebruik? 'n seraf kom met 'n kool van die altaar en ruk sy lippe aan. Sê jou sondes is weg. En Jesaja steek sy hand op en sê ek is vry. En dan sê die Here, wie sal ek stuur en wie sal ek gaan? Jesaja sê ek. Let's go. Let's do it. My liewe vriend, wat van jou? Hoeveel keer moet die Here nog kom roep by jou? Sê vir die man, ek is oud. Ek kan nie, jy het 'n selfoon. Jy kan boodskappe stuur, jy kan praat. Amen. Almal van ons hier kan praat. Luister net wat sê die Heilige Gees. En praat wat hy sê op jou selfoon. En stuur dit aan. Prys die Here. Ek stuur elke oggend 5 dae in 'n week dagstukkies uit. Vir 360 mense. Oor Suid-Afrika, oor see, in klompe lande. En ek sien, ons kry gereeld boodskap hoe die Here lewens van mense verander. Hoekom?
Ek het afgetree, maar ek het nie afgetree. Er is nog altyd mense, wie se lewens ons aanraak. Ek wil jou uitdag vanmôre. Ek wil jou uitdag. Gaan jou hand opsteek en sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Ek wil 'n kragtige instrument in die hart wees. Het jy gedink jy's kragteloos? Bekeer jou vandag. Sê, Here, ek wil kragtig word in die Here. As jy siek is, dan wil ek jou nooi om hierdie voorste ry te kom sit. As jy sê, Here, doop my in die Heilige Gees, kom sit hierso. As jy sê, ek het gebed nodig, kom sit maar hiervoor. Wonderlik. Wil jy gaan nie vir hulle bid? Nee. Jy gaan vir hulle bid. As ons sê, Here, gebruik my, is dit nou die tyd. Is nou die tyd. Sê, maar ek het nog nooit vir 'n sieke gebid nie. Dit was in my lewe ook so. Eerste keer wat ek 'n demone uit 'n man uitgedryf was 'n groot sterk polisieman. Duiwel besete. Bid vir 'n dopper dominee Tokolok en die Here doop hom in die Heilige Gees. Hy bid in tale. En hierdie polisieman kom en hy wil my vuis slaan. En ek sê, Here, slaan hom plat. Ek het nie geweet wat bid nie. En hierdie ou sla daar op die grond neer. En ek spring bo op sy bors. En ek dryf die duiwels uit. En hy's vry. Ek het nie geweet, niemand het my geleer nie. Ek het nooit gesien hoe dryf hulle duiwels uit. Maar weet jy wat? Ek het gesien, God can. Kom ek vertel jou nog een. In reislokasie bid ek, na ek 3 ure gepreek het, ek was regtig moeg. En 'n jong man kom by my toe, sê my getoer, ek is duiwelbesete. Bid vir hom, sy tong hang hier op sy ken. Hy moet duiwelwurgel. En ek bid vir hom. En ek's moeg. Ek sê, Here, wat maak ek? Hy sê, bid in tale. Ek bid in tale, daar gaan die duiwels. Vry is die man. Weet jy wat God sal jou leer? Hy het nie een one shoe wat, hoe? One shoe fits all. One shoe fits all nie. Jy's uniek. Ons lyk almal verskillend. Glo my, staan nie voor, en jy kom kyk. Ons lyk anders. Die Here wil jou gebruik. Come in your presence, Lord. Come in your presence. Yes, Lord. Maak jou oë toe en sien hom. He's in this place. God is here. As jy siek is, sal jy kom, sit hier voor asseblief. Kom sit op hierdie ry. Almal wat pyn het, siekte het, kom sit asseblief voor. Kom almal. Ja, amen. Dankie, Here. Nie laat jou geleentheid verbygaan. Dis jou geleentheid hier. Come on, come on. Almal wat vanmôre sê, Here, ek wil U met my gebruik. Ek het nog nooit vir iemand gebid wat siek is. Almal wat hier voor sit, ek wil net sê, meer as een persoon mag vir jou bid. Okay? Wil as een vir jou bid en verby. Sit net. Dis jou aand. Dis jou afspraak. Kom sit. En elkeen wat hier sit en sê, vriend, ek sal graag vir hulle bid. Ek het nog nie, maar ek gaan. Sal jy kom asseblief. En net vir hierdie persone begin bid. Hulle sit met 'n verwagting hier. Kom by die sissies. Kom ons bid vir hulle. Amen. Hallo? Ek wil vra. Kom ons bid vir hulle.
Yes. Prys die Here. Dankie Here. Simon sê daar by jou, vat sy hand, sê vir hom kom. Kom ons bid. Sal jy begin bid vir hulle asseblief? O, prys die Here. Ek wil hê dat jy hand op hulle sal lê. Ek het verlede Sondag in Tokolaan gesien wat die Here doen in mense lewens. Ek wil jou nooi, kom ons bid. Almal, kom Breekers, kom bid vir die mense. Prys dat 'n behoefte. Ja, prys die Here. Dis jou oggend hier. Ek nooi jou. As jy nie kom bid nie, nooi jou. Kom ons bid vir hulle. Joseph, come brother, come pray for them. Yes. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Praise you. Jacob bid saam. Kom ons bid. Sit vir hulle op, bid vir hulle. Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, pour out your spirit. Pour out your spirit. Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, Rabashika, Rabasika. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Al het hulle vir hulle gebid, bid weer vir hulle. Bid weer vir hulle. Totdat die deurbrake kom. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, halleluja. Halleluja, dankie, Here. Dankie, Here, U genees, U genees, U genees. U maak vry, U maak vry. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Ja, amen. Amen. De bid, yes, Vader, dankie. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Oh, dankie, Here. Dankie, Here.
Johan sê nou, terwyl ons bid, voel die Here sê, soos ons vir mense bid, intercede hy vir ons. Hy is besig om vir ons ook te bid. Amen. Ek wil net nog een uitnodiging maak. As jy vir die Here sê, Here gebruik my. Al wat jy moet doen, ek vra nie net dit. Here, gebruik my. Wil jy net jou hand opsteek en ek wil vir jou bid, dat die Here jou kragtig sal gebruik. Vader, ek bid vir elkeen wat sy hand opsteek, dat jy hulle sal toerus en vir hulle sal wys waar en wat hulle moet doen, en dat hulle sal mooi luister na u stem van die Heilige Gees. En dat hulle sal inklim in die woord ken, so hulle mooi kan hoor wat u sê. Gebruik hulle, Here. Sit die hand op hulle. Hulle sal kragtig word in die Here. In Jesus naam. Amen. Amen. Geseënd is U in die Here se naam. Amen. Jesus, dankie. So as jy nog hier so is en jy kort gebed, asseblief nie uitgaan nie. En ek is bly ek baie mense sien opstaan om te kom bid. Dis wat hierdie gemeente voor is. Dis waar hoekom ons hier is. Om jou uit te daag om te kom. Want God kan elkeen van julle gebruik, soos ons gehoor het. Want wie is in jou? Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, waar leef hy? In jou. Hy leef in jou. So jy kan dit ook doen. So waar ons hierdie diens afsluit, en jy het jou hand opgesteek van die Here gebruik my. Goed, jy het jou hand opgesteek. Nou is die volgende stap om te doen. So, kom ons sluit af die diens. Here, ons sê vir dankie vir hierdie dag. Dankie vir die kragtige woord wat ek wil vir ons gegee het, om kragtig te wees in die woord, maar Vader, dat ons ook gereed sal staan om uit te oefen wat die woord vir ons sê. Here, ek bid vir elke persoon wat hier voorkom sê, wat siek is, Vader, pyn het, Here, dat daar so 'n wonderwerk sal plaasvind in Jesus naam. En Here, die mense wat ook nie opgestaan het nie, Here, ek bid dat U vir hulle net met hulle sal wees, en met elkeen sal wees in hierdie week, Vader, dat ons nie net sal vir onsself lewe nie, maar uitlewe wat God op ons harte gelê het. Here, ons sê vir U dankie vir die goedheid en die guns wat ons op ons lewens rus, en ook die krag wat U vir ons gegee vir elke dag. Ons bid vir hom Willie, Vader, ons sê vir U dankie vir hom, ons bid vir sy gesondheid en vir hom en aan Elise, en Here, ons sê vir hulle dankie dat U nog steeds kragtig gebruik. Hy het retired, but hy refired. So Here, ons sê vir U dankie dat U hulle meer en meer sal gebruik, wat ook hulle mag wees. En Vader, mag elke persoon ook hierso nie sal bang wees nie, en sê nee, daar's pastore wat daar is, hulle kan dit doen. God het jou gekies, God kan jou gebruik. Hy soek net die gewilligheid van jou. So Here, ek bid dat ons gewilligheid, ons sal gewillig wees om te doen wat U vir ons sê. Ons bid dit in Jesus naam. En die gemeente sê, amen, amen.